So sê die Here, die koning van Israel en sy losser, die Here van die leerskare. Ek is die eerste en ek is die laaste en buiten my is daar geen God nie. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en Jesus Christus ons Here deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons sing Psalm 66. Ons sing daar die eerste en die vierde vers tot eer van die Here. Na die wet dan sing ons gesang 79 vers 1 en dan na die geloofsbelijdenis die tweede vers, gesang 79. Kom ons luister aandagtig na die wet van die Here soos dit vir ons opgeteken staan in Eksodus 20. Dit is so deel van Paulus wat ook praat van ons moet oefen in die godsaligheid. So ons moet bly hier en ons moet daarom elke Sondag hoor ons die wet. En ten spyte daarvan kan ons sê dat ons maar nog steeds sondig, ons bly sondaars. Maar so herhaling, so ons kan praat van 'n oefening om die woord van God oor en oor te hoor. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam uitelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see, en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig.
Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land, wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Geliefdes, hier in Romeine 3 vers 23, dan hoor ons, want almal het gesondig en het ontbreek hulle aan die heerlikheid van God, en hulle word deur sy genade sonder verdienste geregverdig deur die verlossing wat in Christus Jesus is. Mens dink so aan Dawid wat daar in Psalm 8 vers 5 as hy uitroep, wat is die mens dat u aan hom dink, en die mens se kind dat u hom besoek. Alleen maar God se liefde en genade. Kom ons spreek nou die 12 artikels in die hart. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die wederopstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Geliefdes, ons luister na die woord van die Here in die Nuwe Testament, 1 Timoteus 4. In Timoteus 4 gaan ons lees daarvan vers 1 tot en met vers 16. Kom ons bid eers saam. Ons Hemelse Vader, ons dankie dat ons vanmôre hier kan wees by mekaar as 'n gemeente, waar ons besef hoe belangrik hierdie by mekaar kom is.
so 'n innige gemeenskap van gelowiges. Here, waar dit uit en uit om U gaan. Ons leef in 'n wêreld waar die mens so verhef word. En daarom word ons weer elke Sondag herinner aan ons nietigheid, ons kleinheid, ons diepe afhanklikheid teenoor U. En so besef ons ook en ons weet, Here, dat die reën wat U beskik ook uit U hand kom. En ons dank U, Here, vir die belofte van reën, die tekens van reën daar buite en die druppels wat geval het. En ons wil vra, Here, nie om onvergenoeg te wees nie, maar so met die wete dat ons U so nodig het. En dit wat U vir ons gee, om te weet die reën is 'n gawe uit U hand, en daarom het ons ook die vrymoedigheid om by U te kom pleit dat U verder sal voorsien, ook in hierdie deel van die land, ook ander plekke waar dit in besonder baie droog is, waar die boere swaar kry. Ons dank U, Here, in dele waar dit goed gereën het, mildelike reën geval het. En gee, Here, dat mense se oë en harte sal oopgaan om te weet dat U voorsien, dat dit U is wat die reën beskik. Daarom vra ons ook, Here, dat U hier vanmôre in elke hart sal wees deur die Gees. U harte sal open vir die woord, sodat hierdie saad wat gesaai word ook kan val op harte wat voorberei is deur die Gees, sodat die saad kan groei en kan wortel skiet en vrug dra. Ons bid, Here, vir elkeen wat U nodig het, en elkeen se omstandighede uniek. Daarom vra ons, Here, dat U sal vertroos waar daar hartseer is. Dat U sal krag gee daar waar mense eensaam is en verlang. Dat U ook krag sal gee daar waar mense lidmate moedeloos geword het. Dat hulle nie meer verder kan sien vir die pad van die lewe vorentoe. Dan besef ons, Here, dis maar net U wat werklik kan help. Ons vertroue is in U. Daarom bid ons om U genade, Here, dat U vanmôre so met elkeen sal wees en ons huis toe sal stuur met 'n boodskap in die hart. Ons dank U en ons loof U. En ons vra, Here, dat U ons genadig sal wees. Wees ons sondaars genadig. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus, ons Here. Amen. Geliefdes, 1 Timoteus 4. Daarbo natuurlik die opskrif, die afval van die laaste dae. Nou daardie laaste dae beteken eintlik van Christus se hemelvaart tot en met die volëinding van die wêreld. Maar soos ons al vir mekaar gesê het, die swaar dinge sal ook in intensiteit toeneem. Dit sal moeiliker word. So laaste dae is 'n lang tydperk. Ons is in daardie laaste dae eintlik. Kom ons luister wat staan hier geskrywe. Maar die Gees sê uitdruklik dat in die laaste tye sommige van die geloof afvallig sal word en verleidende geeste en leringe van duiwels sal aanhang. Deur die geveinsdheid van leuenaars wat gebrandmerk is in hulle eie gewete.
wat verbied om te trou en gebied dat die mense hulle moet onthou van voedsel wat God geskaap het om met danksegging gebruik te word deur die gelowiges en die wat die waarheid ken. Want alles wat deur God geskaap is goed. Niks is verwerplik as dit met danksegging ontvang word. Want dit word geheilig deur die woord van God en die gebed. As jy hierdie dinge aan die broeders voorhou, sal jy 'n goeie dienaar van Jesus Christus wees, terwyl jy jouself voed met die woorde van die geloof en van die goeie leer, waarvan jy 'n navolger geword het. Maar verwerp onheilige en oudwyfse fabels en oefen jou in die godsaligheid. Want die liggaamlike oefening is tot weinig nut, maar die godsaligheid is nuttig vir alles, omdat dit die belofte van die teenwoordige en die toekomende lewe het. Dis 'n betroubare woord en werd om ten volle aangeneem te word. Want hiervoor arbei ons ook en word ons gesmaad, omdat ons gehoop het op die lewende God, wat 'n behouder is van alle mense, in sonderheid van die gelowiges. Beveel en leer hierdie dinge. Laat niemand jou jonkheid verag nie, maar wees 'n voorbeeld vir die gelowiges, in woord, in wandel, in liefde, in gees, in geloof, in reinheid. Totdat ek kom, moet jy aanhou met voorlesing, vermaning en lering. Verwaarloos nie die genadegawe wat in jou is nie, wat jou gegee is deur die profesie met die handoplegging van die ouderlinge. Wees vlytig in hierdie dinge, leef daarin, sodat jou vooruitgang vir almal duidelik kan wees. Let op jouself en op die leer, volhard daarin, want deur dit te doen, sal jy jouself red, sowel as die wat jou hoor. Tot sover. Ons tekswoorde daaruit vers 6 en 7. Voed jouself met die woorde van geloof. En dan in vers 6, vers 7, en oefen jou in die godsaligheid. Voed jou met die woorde van geloof, oefen jou in die godsaligheid. My broer en suster, hierdie gedeelte het my weer soveel laat dink aan die fisiese, maar ook natuurlik kan ons praat van die geestelike oefening in ons lewe. Jy is natuurlik nou in hierdie tyd wat die Eysterman kompetisie plaasgevind het ek baie oor die saak gedink, oor hierdie gedeelte. En ons kan ons indink, as 'n mens nou dink aan daardie tipe van kompetisie, indink hoeveel oefening daar ingaan voor die dag van daardie deelname. Baie sweet, baie tyd, en as jy met mense praat, selfs trane. As Paulus hier vir die jonge Timoteus kom sê dat liggaamlike oefening eintlik tot weinig nut is, bedoel hy dat dit eintlik min bydra tot die geestelike. Hy wil kom sê dat fisiese liggaamlike oefening is nie die alfa en die omega nie. Liggaamlike oefening, en soos ons weet, is tog logies, verseker nie vir ons die saligheid. Maar ons weet, ons wil tog sê, liggaamlike oefening is tog goed vir ons liggame. Ons sê tog, 'n gesonde liggaam huisves 'n gesonde gees. En daarom wil ek beklemtoon, 'n gebalanseerde lewe is goed vir 'n mens. 'n Mens is werklik rentmeester ten opsigte van jou fisiese liggaam, maar dan moet ons ook sê veral ten opsigte van jou geestelike. My liggaam is 'n gawe uit die hand van God, en daarom moet ek ook mooi kyk na myself wat die fisiese aanbetref. Maar ons moet oppas.
Ons moet werklik oppas dat ons nie eintlik van die liggaamlike oefening die afgod gaan maak nie. Dat dit my lewe maar net daarom gaan. Terwyl ek die geestelike daarvan heeltemal verwaarloos. Paulus kom hier en ons moet eers daar kyk waar hy begin met die sake. Hy sê aanvanklik praat hy van mense wat afvallig raak van die geloof. Mense wat verleidende geeste en leringe van duiwels aanhang. En daarmee kom Paulus, en soos ons al baie van mekaar gesê het en wat ons moet besef, die een agter al hierdie dinge is die groot vyand van die kerk van Jesus Christus, en dis die duiwel. Die duiwel wat aktief besig is om die kerk van Christus aan te val, die gemeente van Christus. En daartoe gebruik hy altyd mense wat hy in sy mag kry. Hy en sy trawante kom lê struikelblokke in die weg van ons geestelike, kan ons sê, ons geestelike oefening, ons geestelike fiksheid. Hy wil dit kom bederf, hy en sy trawante. En nou praat hy hier van mense wat hulle so vroom hou. Maar hulle harte is werklik vol bedrog. Die dwaalleraars, wolwe in skaapsklere. Hulle wen onder valse voorwendsels die vertroue van goedgelowiges. En dan bring hulle hierdie mense op 'n dwaalspoor. En nou sê hy, hierdie mense is gebrandwerk in hulle eie gewete. Nou weet ons, destyds het die mense hulle slawe gebrandmerk. Dan is hy die eienaar van hierdie slaaf. Dan hoor Paulus kom sê, dat hierdie huigelaars dra die eienaarsmerk van die duiwel in hulle gewete. Hulle gee voor dat hulle Christus dien, terwyl hulle eintlik maar vir Satan dien. Maar die almagtige God weet die waarheid, en daarom sal hulle nie hiermee wegkom. En hierdie mense, as 'n mens daar lees, en is goed om dit te weet, hulle plaas 'n verbod teen die huwelik onder andere. En ook teen die gebruik van sekere voedsel. En dis natuurlik, dit kom uit 'n heidense agtergrond daar uit die 2de eeu. Agter dit alles, as 'n mens mooi gaan dink en dit bietjie ontleed, dan sien jy, agter dit alles staan daar 'n verlossingsleer, wat op die verdienste van die mens berus. Ek moet dit doen, en ek moet dat eet, om die saligheid te beerwe. En dan verwerp hulle natuurlik God se genade, die verlossing deur Jesus Christus verwerp hulle. Nou kan jy verstaan hoekom Paulus eintlik so drasties kom en ernstig wees, en hy bestempel hierdie verlossingsleer van hulle as leringe van die duiwel. 'n Miskenning van die Skepper wat alles goed gemaak het, en 'n verbod op voedsel. Christus wat self gekom het en daar in Markus 7 vers 19 gesê het, nie dit wat in julle mond ingaan is onrein nie, maar dit wat uit julle monde gaan. Dis onrein as die mens wat vol is van leuns en vloek en laster. Daarom kom Paulus en hy sê, maar dit gaan om belangriker sake, dit gaan om 'n geestelike voedsel, die sielekos. Kom hy met hierdie goeie raad aan Timoteus, voed jou met die woorde van geloof en van die goeie leer. Moenie behep wees met hierdie rituele, hierdie moets en moenies oor kos en ander dinge. Alles ten opsigte te kwansuis om jou saligheid daardeur te beerwe nie. Daarom sien ons die Here se vermaaning ook daar in Jesaja 55 vers 2, as hy dan van die siel praat, dan sê hy, julle arbeid vir wat nie kan versadig nie. Luister aandagtig na my en eet die goeie, en laat julle siel om in vettigheid verlustig.
Daarom die aanbeveling, bly in die Bybelse waarhede, verwerp hierdie onheilige oudwyfse fabels, onbybelse, liggelowige, bygelowige, mensgefabriseerde storieetjies. Hoor ons dit nie in vandag se tyd nie, en mense leen hulle ore daarvoor uit. Dwaalleraars, hulle aanhangers, oefen hulle onder andere in die ontsegging, soos ons hier gehoor het, van die huwelik en voedsel. Hulle oefen hulle eintlik in 'n asketiese leefwyse. Daarom kom hy en hy sê vir Timoteus, julle moet anders te werk gaan. Julle moet julle inoefen in die godsaligheid, in die godsvrug. Gaan lees die woord van God, neem dit in. Neem dit ter harte, glo, gehoorsaam dit, wandel in liefde en geloof, volhard in hierdie geloof, volhard in die verlossing van Jesus Christus. Hulle moet hierin gaan fiks bly as het waar. Want hierdie godsvrug en godsaligheid is die dinge wat ewigheidswaarde het. Want dit hou 'n gewaarborgde toekomsverwagting in. 'n Toekomsverwagting van 'n ewige hemelse heerlikheid. En daarom is dit nuttig vir die nou en die toekoms. Broer en suster, want ons leef in hierdie hede en nou met die versekering van Jesus Christus wat vir ons aan die kruis gesterf het. Ons leef in daardie sekering van ons verlossing. En ons weet as ons sterwe, is daar vir ons hoop en 'n verwagting van 'n ewige hemelse heerlikheid. Romeine 14 vers 8, om te kan sê, of ons dan lewe of ons sterwe, ons behoort aan die Here. As ons gaan in die klem gaan lê alleen maar op die stoffelike, op die liggaamlike, is daar regtig van my en jou geen toekomsverwagting. Daarom moet die versoek hier dat die apostels hulle hoop op God plaas. Hy is die behouder van die lewe. Hy gee aan ons alles, die lewe, die behouder van alle mense. Daarom hierdie Timoteus, 'n jong man van seker nie ouer as 35 nie. Hy moet in alle opsigte vir hierdie gemeente 'n voorbeeld wees. Nou geld al hierdie goeie dinge wat beoefen moet word vir elkeen van ons, nie net vir die leraar of die een wat die woord bring nie. Hy moet voorbeeld wees in woord, in wandel, in liefde, in gees, in geloof, in reinheid. Hy moet geloofwaardig wees, eerbaar wees, om 'n lewe van opregtheid en integriteit te voer. Getrou moet hy voortgaan met die voorlesing van die woord, vermaning, lering. Hy moet voortgaan met hierdie genadegawe wat deur God aan hom gegee is, dit alles deur die krag en die leiding van die Heilige Gees. En hy mag nie deur pligsversuim hierdie genadegawe verwaarloos. Daarom word gepraat van hierdie oefening in godsaligheid. Hy moet hierdie dinge, hierdie goeie dinge, en dit moet hy alles vlytig wees, volhardend daarmee aanhou, besig bly met die dinge van die Here. En dan sal daar geestelike vordering wees, dan sal daar vooruitgang in Gods vrug wees. As iemand hom so op die woord van die Here toelê, sy vertroue in die Here plaas, bidend, sy vertroue in die Here plaas, dan sal daar geestelike verdieping kom, geestelike groei. En dan kom hy daar met 'n laaste vermaning aan Timoteus, en weer wil ek sê, dis 'n vermaning aan elkeen van ons, elke gelowige. Hy moenie verslap nie. Hy moenie verslap in sy dienswerk nie, hy moet volhard. Ek het maar net gedink hier ook as iemand daar in sy liggaamlike hoedanigheid en sy fisiese oefening gaan
gaan slap lê, dan weet jy tog, hy gaan die wrangvrugte daar in die deelname, in die kompetisie, gaan hy pluk. En so gaan dit wees met die geestelike, as ons gaan slap lê. Dan wil kry hier die versekering, die beloning van die Here sal daar wees, as hy sy arbeid getrou doen. Die kern en die hoofsaak van sy bediening bly die verkondiging van die verlossing van Jesus Christus as enigste verlosser en saligmaker. My broer en suster, die Hebreërs skrywer kom en hy moedig ook aan. Hy kom en hy moedig aan met volharding op hierdie wedloop wat ek en jy stap, hierdie lewenspad, maar ook 'n geloofswedloop. Ons moet dit met volharding loop. Dan lees ons daar die bekommernis van hierdie Hebreërs skrywer, baie duidelik daar in Hebreërs 12 vers 3. Hy is bang, of hy is nie bang nie, maar hy waarsku dat die siele vermoeid en verslap kan raak. Daarom moet ons so na ons eie lewe ook gaan kyk. Hoe lyk sake by ons? Nou moedig hy ook aan, en dis 'n aanmoediging tot elkeen van ons. Hy sê daar in vers 12, daarom rig die slap hande en die verlamde knie weer op. Om geestelik fiks te bly. Daarom is dit nodig, en luister vanmôre my broer en suster en elke kind hier, voed jou met die woorde van geloof. Oefen jou in die godsaligheid. Om dit so te stel, lees jou Bybel getrou. Moenie jou stilte tyd gaan afskeep nie. Jy kan maklik van en dit gebeur vandag, dink ek, in baie gevalle waar mense eintlik 'n afgod maak van die fisiese oefening. Alles gaan daarom, ek moet fiks bly en ek moet mooi lyk. Alles draai net daarom, dis die hooftema. Terwyl die geestelike heeltemal afgeskeep word, verwaarloos word. As jy bly in hierdie geestelike oefening, kan ek sê, die oefening tot godsaligheid, dan sal jy groei, dan sal jy geestelik groei. Jou verhouding met die Here sal sterker en sterker word. Jy sal in die geloof versterk word. Jy sal met geduld verdrukking verduur. Maar jy sal ook vergenoeg wees en dankbaar wees teenoor die Here in dit wat hy vir my en jou gee. Maar jy sal ook geanker wees. Geanker om vas te staan teen die dwaalleer en die valsheid van hierdie ou wêreld. Daarom my broer en suster, kom laat ons toegewyd tot beskikking van die Heilige Gees stel. Tot uitbouing van die kerk van Jesus Christus. En laat ek en jy die ampt van gelowige met oorgawe en toewyding en vasberadenheid beklee. Amen. Kom ons bid saam. Here, as ons vanmôre hierdie vermaning van Paulus aan Timoteus hoor, dan hoor ons dit ook vir onsself in ons lewe. As ons erken dat ons dikwels die klem op baie ander dinge plaas, in plaas van waar dit moet wees. Die dinge wat vir U belangrik is, wat ewigheidswaarde het. Gods vrug, Gods saligheid. Ons kon so maklik wegdryf, so in die geloof, Here, wat ons wegdryf, weg van U. En daarom bid ons, Here, dat U vir ons weer nader sal bring, sal nader trek om getrou te wees, om aan die woord vas te hou. Ons met die woorde van U te voed, ons siele te voed,
om ook staande te kan bly in hierdie wêreld. Ons vra dit in die naam van Jesus Christus ons Here. Amen. Geliefdes, gesang 378. Nooit, na vers 3, 4 en 5, vers 3, nooit kan geloof te veel verwag nie, want God bly aan sy woord getrou. Niks is vir hom te wonderbaar nie, wat altyd sy beloftes hou. Wie stel aan sy vermoë perke, waar hy oor die heelal regeer. Die doel van al sy liefdewerke bereik sy almag altyd weer. Kom ons sing vers 3, 4 en 5 tot eer van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees, bly met u almal. Amen.